hartlike hallo en baie welkom by hierdie geleentheid. Dit is so 'n voorreg, so lekker om te kuier by Mosaïek en die Here se woord en die Here se hart met jou te kan deel. Ons is besig om 'n bietjie te praat oor 'n reis saam met Jesus in die moeilike plekke en in die moeilike tye. Ek sê altyd die lewe is baie keer baie maklik wanneer ons die afdraandes vat. Vra maar enige hardkoper, enige drawer, verlief op afdraandes. Maar die opdraandes, dis uitdagend, dis moeilike tye. En ons het al gesels oor die aannames van, ja, die lewe het opdraandes, die lewe het afdraandes, en hoe ons aan Jesus kan vashou, of dit nou opdraandtyd is, en of dit nou afdraandtyd is, of dit nou goeie tye is, en of dit nou moeilike tye is. Ons het gesels oor die leuns, wanneer jy broos voel, wanneer jy in moeilike tye is, dan moet jy vashou aan die waarheid, en jy moet veg vir die waarheid, jy moet die waarheid ken, om die leuns van die dief teen te staan. Ek wil vandag begin met Josef. Sommer net so dit in jou gesig vir jou gooi. Dink aan Josef. Die verhaal van Josef sommer in Genesis al. Die een wat deur sy eie broers, vir wie hy so lief was, aangerand is. Wel, hulle wou hom aanvanklik doodmaak, so aanranding is so 'n bietjie versagting. En hulle smyt hom in 'n put, 'n droë put, gelukkig, anders het hy nog verdrink ook. En hulle het hom daar uitgehaal, het hom verkoop, en hy's land uitgevat, en hy's weer verkoop, en hy onskuldig beland hy in 'n tronk. Praat nou van opdraande tye. Praat nou van moeilike en ingewikkelde en uitdagende tye. En dan lees ons in Genesis 39 vers 21 die volgende woorde. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom. En hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Nou soos ek vir jou gesê het, hier gooi ek nou Josef sommer hier in jou gesig reg aan die begin, maar die groot waarheid, in die put, die Here was by hom, in die tronk, die Here was by hom, en dit is wanneer geloof nodig is, wanneer ons hierdie opdraande tye vat, hierdie hoekom en waarom tye, hierdie tye wat ons regtig nie verstaan nie, dis wanneer ons nodig het, om geloof te wys, om vertroue te wys, om te weet dat in my tronk en in my put, spreekwoordelik, die Here is daar, die Here is by my, hy is met my. Immanuel, dis die verhaal, dis die werklikheid, die realiteit van die evangelie. Dis die boodskap van die kruis, dis die boodskap van die leëgraf vir jou en vir my. Jesus altyd naby. Maak nie saak wat is jou omstandighede nie. Al is dit moeilike tye en 'n moeilike pad wat jy stap. Ek wil amper sê, juis dan, dis dan wat die kruis en 'n leë graf vir jou moet betekenis kry. Wat die woord Immanuel, die naam Immanuel, vir jou nuwe betekenis moet kry. Dink aan Paulus. Het Paulus dit moeilik gehad in hierdie lewe o aarde? Ek wil amper sê, wat 'n swak vraag. Die man wat partykeer nie 'n dak oor sy kop gehad het nie. Die man wat moeilik aanvaar is deur gelowiges, die man wat gestenig is, die man wat hoeveel keer lyfstraf toegedien is, die man wat so swaar gekry het en regtig opdraande tye in sy lewe beleef het, en uiteindelik 13 boeke van die Bybel geskryf het. Paulus is 'n goeie voorbeeld van swaar kry en opdraande tye. Moses, dink aan al sy verskonings. Hy moet gaan onderhandel, hy moet gaan praat met die farao, en die Here kies hom om te gaan onderhandel, om te gaan praat met die farao, en hy kom met al sy verskonings. Dis moeilike tye, dis opdraande tye in sy lewe. Paulus en Moses is maar 2 Bybelse voorbeelde, daar is soveel meer. Josef het ek nou reeds vir jou genoem. Maar wat is die waarheid en die boodskap van die evangelie? Jesus is Immanuel. Jesus is met jou. Jesus is by jou, ook in jou moeilike, jou uitdagende tye, ook in jou onsekere tye. Moenie dat jou emosies dan vir jou lieg nie. Moenie dat die leuns van die duiwel jou dan ontspoor nie. In Jesaja 41 vers 10 staan daar so mooi, hy skryf so mooi, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Wat 'n wonderlike troos, ek is by jou. Hoekom? Want ek is jou God, persoonlik, intiem, elke haar op jou hoof is getel. Ek wil jou kortliks vertel van 'n man wat ek na geluister het, toe ek 'n konferensie in Amerika bygewoon het, Levi Lusko. Ek het op daai stadium nog nooit van hom gehoor nie. En sy verhaal is hartseer. Hy en sy vrou het hulle dogtertjie verloor, 5 jaar oud, toe word sy baie ernstig siek. En
Hy het haar in sy arms en hulle jaag hospitaal toe. Dis 'n ernstige asma-aanval wat sy gekry het. Sy het begin blou word en hulle jaag hospitaal toe. Die beste dokters, beste mediese wag hulle in by die hospitaal. 'n Lang storie baie kort. Sy sterf in haar pa se arms, klein Lenya, 5 jaar oud. Maar Levi en sy vrou besluit in hulle rou, in hulle swaar, in hulle seer, in hulle moeilik, in hulle ellende, in hierdie opdraande pad. Hierdie pyn kan hulle nie mors nie, hierdie pyn gaan hulle nie mors nie. Hulle gaan aan die Here vashou, hulle gaan weet en glo Jesus is Immanuel en hy het hulle hierdeur gedra en vandag nog gebruik hulle hierdie pyn en hierdie seer as salf in ander mense se lewe. Hulle storie en hulle verhaal van pyn en seer inspireer ander mense. Vandag dit inspireer my. Honderde duisende mense is al geraak deur hulle storie, deur hulle verhaal. 'n Verhaal van hoop. Dit kom nie net maklik nie, dit kom nie goedkoop nie. Jy gaan deur 'n moeilike tyd, jy gaan deur 'n uitdagende tyd, jy gaan deur 'n tyd met baie probleme. En daardeur leer ons God beter ken. En dat ons 'n keuse wat om te maak met hierdie moeilik, met hierdie ingewikkeld. En dit is wat Paulus vir hom sê, en dis die uitdaging vir my en vir jou, is om te weet dat swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. Romeine 5 vers 3 en 4. Kom ek vat jou weer deur hierdie kettingreaksie. Waar begin dit? By swaar kry. Dit lei tot volharding. Dit lei tot egtheid van geloof en dit lei tot hoop. My rol in die lewe, jou rol in die lewe as gelowiges is ons moet hoop gee vir mense. Ons moet stories van hoop skryf met ons lewens. Maar dit word gebore uit swaar kry uit. So kom ons duins nie weg daarvan nie. Kom ons weet God met ons, God by ons, ook in ons swaar kry tye. En kom ons gebruik ook ons pyn en ons swaar en ons seer om hoop te bring vir ander mense. Kom ek bid. Here, dankie. Dankie dat ons kan weet, U is by ons, U is met ons, in ons swaar kry tye, in ons moeilike tye, in ons uitdagende tye. Here, help elke een van ons om 'n storie van hoop te leef en 'n storie van hoop te skryf, ook in ons moeilike en swaar kry tye. Help ons, Here, in Jesus naam. Amen.